Kerk van die Here. Ons tema vanmôre is God maak 'n weg wanneer jy geen weg meer sien. En ons gaan saam lees uit Jesaja 43 vers 18 en 19. En die woord van die Here sê vir ons: dink nie aan die vorige dinge nie en slaan geen ag op wat vroeër gebeur het nie. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitspruit. Julle sal dit nie merk nie. Ja, ek maak 'n pad in die woestyn en riviere in die wildernis. Wie weet vanmôre dat God is the waymaker. Daar is absoluut niks wat my God nie kan doen. En ek wil jy bemoedig vanmôre kerk, dit maak nie saak voor hoe groot die situasie is waarvoor jy staan vanmôre nie. Die Here het 'n uitweg vir jou. Al wat ons moet doen is, ons moet dit glo. Ons moet glo dat God werklik 'n uitweg het vir elke situasie waarin ons onsself bevind. En ons gaan vanmôre 'n bietjie dieper ingaan in die tyd toe die Egiptenare die Israeliete agterna gesit het. En dan gaan ons vanmôre sien hoe die Here werklik waar 'n weg oopgemaak het vir hierdie klomp Israeliete. En as ons maar net kan glo en kan verstaan, dieselfde God van gister is dieselfde God van vandag, is dieselfde God van môre. En ons weet vanmôre dat die Here is nie 'n aannemer van persoon nie. So wat God gedoen het vir die Israeliete, sal hy vir u en vir my ook doen. Hoekom sê ek, ons moet dit glo, want as jy dit kan glo, sal jy kan glo in dieselfde God wat vir hulle 'n wonderwerk gedoen het en hulle deur die see laat trek het, vandag vir jou 'n weg kan maak, waar jy geen weg kan sien. Jy ken die verhaal waar die Israeliete agterna gesit is deur die Egiptenare om hulle weer in gevange te neem. Op die pad waar die Here hulle gelei het, kom hulle voor die see en sien geen ander weg behalwe hierdie see wat voor hulle lê. En ek is seker, hulle het vir mekaar gekyk en gesê, waarna toe nou? Is geen uitkoms vir ons meer. Die wat hulle terugkyk, kon hulle sien hoe hierdie verskriklike magdom, hierdie magtige weermag van Farao met al sy perde en sy strydwaans op pad is en al sy soldate wat hulle agterna gesit het. En hulle staan voor hierdie groot magtige see en daar is geen uitkoms. Hoekom? Want hulle kyk vas in hierdie probleem. En hulle het klaar vir hulle self gesê, vandag word ons weer in gevange geneem. Vandag word ons weer teruggeneem Egipte land toe, waar ons verder onder slawerny moet leef. Hulle kyk vas in hierdie probleem, of in hierdie weermag wat op pad is, maar hulle vergeet, wie is die God wat hulle aanbid en tot wat hy in staat is. Net soos die Israeliete voor hierdie magtige see staan en geen weg of uitkoms sien nie, is ek seker het die Egiptenare van mekaar gesê, nou het ons hulle. Daar is geen uitweg vir hulle nie, want dit is nie asof hulle oor die see kan kom. Maar min weet hulle dat self die see nie vir God kan keer, as hy besluit het om 'n weg te maak vir hulle. Hulle staan voor hierdie groot en magtige see, en Moses sê aan hulle, moenie bevrees nie. Dink nou 'n bietjie vanmôre, kerk. Hier staan hulle voor hierdie groot see, daar is geen uitkoms voor hulle nie. Met die menslike oog sien hulle geen uitkoms nie. En as hulle so terugkyk, is hierdie klomp Egiptenare op pad met 'n krag. En hier kom hulle leier en hy sê, niks nodig om te vrees. Menslik sal jy vrees. Sal jy nie weet watter kant toe jy gaan wonder, wie gaan waarheen. Maar hier kom Moses en hy sê vir hulle, moenie vrees. Want ek ken 'n God wat 'n weg kan maak waar geen mens 'n weg kan sien of selfs kan bedink. Hy sê aan hulle, vandag nog sal julle die verlossing aanskou wat die Here vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare nou sien, sal julle in die ewigheid nooit weer sien. God het 'n plan gehad.
Hy het 'n plan gehad. Moses sê aan hulle, die Here sal vir julle die stryd beklei. En dis waar ons die fout maak. Ons wil die stryd beklei. Ons spring op en ons wil die stryd beklei. Ons staan voor hierdie see en ek wil in my eie mag en my eie krag wil ek hierdie stryd beklei. In plaas van stil wees. Want dis wat Moses vir hulle gesê het. God sal hierdie stryd beklei. Al wat julle moet doen is stil wees. Met ander woorde, die Here sal 'n weg maak waar jy nooit gedink het daar 'n weg sal wees. Al wat jy moet doen is wees stil en vertrou net op God, want hy is in beheer. Kan jy jouself indink hoe hierdie miljoene mense moes voel toe hulle self bevind voor hierdie magtige groot see? En so ver as wat hulle kan sien, is daar geen weg, geen uitweg of geen uitkomst. En ek is seker hulle het vir mekaar die vraag gevra, maar hoekom het die Here ons dan tot hier gebring? Hoekom het die Here ons tot hier gelei? As daar geen uitkomst vir ons is. Omdat hulle slegs in die natuurlike vasgehou en vergeet dat die een wat hulle uit Egipte gelei manifesteer nie in die natuurlike, maar in die bonatuurlike. Terwyl hulle nog so voor hierdie magtige water staan, sê die Here vir Moses die volgende: Hef op jou staf en steek dit uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel deur die see op droë grond kan trek. En sonder enige twyfel, want Moses het geweet, wie is die God wat hy aanbid. Tel hy daai staf op, nou wil ek hê, jy moet jouself bietjie indink. Tel hy daai staf op en hy staan voor hierdie magtige waters en hy steek daai staf uit, soos wat die Here hom beveel het. Onmiddellik begin die see oopmaak. Kerk, is dit nie die grootste teken van 'n weg oopmaak, waar daar nooit 'n weg sou wees nie. En daai waters begin oopmaak, sê die woord van God, heeltemal oopmaak, en dit is mure van water, wat langs hulle is, en hulle begin op droë grond, deur die see te loop. Op droë grond, loop hierdie Israeliete deur die see, want God maak vir hulle 'n weg, waar geen mens ooit kon gedink het, daar's 'n weg nie. Ek en u sou gedink het, die Here gaan vir ons 'n skip stuur, of vir Noag stuur, laat hy ons kom haal met die ark. Want dit is iets wat menslik kan gebeur. Die een van hulle het 'n gedagte gehad, selfs nie is Moses, dat God sy staf sal gebruik en sy geloof om hierdie water oop te maak. Wow. God made a way where there seemed to be no way. Watter mens sou dit ooit kon dink om op droë grond hierdie see te kan trek? Kan jy dink watter gesig dit moes wees toe die Here hierdie see begin oopmaak? Toe Moses in sy geloof sy staf uitsteek oor daardie magtige waters en dit begin oopmaak en opstaan. Wat 'n gesig moes dit nie gewees het vir hierdie miljoene Israeliete? En nou moet jy verstaan, ons weet hoe diep is die see. En hulle moes letterlik deur die see trek. Nie by die punt van die see nie, of by die inloop nie, deur die see. En vir die Here om hierdie see oop te maak, kan ek net dink, hoe moes dit lyk, die oomblik toe hulle begin stap, deur hierdie water. En as jy regs kyk, is daar mure van water, en as jy links kyk, is daar mure van water. En jy verwonder jouself, hoe is dit dan moontlik, dat ek op hierdie droë grond, in die middel van die see, kan deurstap. En die Here wys vir hulle, ek is die waymaker. Ek is die een wat die weg maak. Selfs die see sal gehoorsaam wees aan die God wat ons aanbid. Ek verwonder myself wat het hierdie klomp Egiptenare gedink toe hulle dit sien. Terwyl hulle op pad is om hierdie Israeliete gevange te neem en hulle sien hoe begin die see oopmaak, die onmoontlike gebeur reg
voor hulle oë. Is dit nie maar wat met ons ook gebeur? Staan jy nie ook soms voor hierdie magtige probleem? In hulle geval was dit nou die see. En jy sien geen uitweg voor hierdie probleem. Jy sien hoe die Egiptenare kort op jou spoor is en dit terwyl jy absoluut geen uitweg voor jou sien. In jou geval is dit nie die Egiptenare wat jy probeer gevang neem nie. In jou geval is dit miskien jou vyand of die vyand. Dan kan ek vir jy sê vanmôre al verskil is die Egiptenare het nie geweet tot wat God in staat is. Maar jou vyand weet wat jou God in staat is. Die Here het vir Moses gesê, ek sal die harte van hierdie Egiptenare verhard. Hoekom het die Here dit gedoen? Sodat hulle nie bang word en terugtrek en sê, maar hoe kan ons opstaan teen 'n volk met 'n God soos hierdie, wat die see oopmaak? Die Here kom en hy verhard hulle harte en hulle besluit ons gaan stoot. Ons gaan hulle steeds agterna sit op hierdie droë grond waar hulle deur trek, sal ons hulle agterna sit om hulle steeds in gevange te neem. Blind staar hulle vir die bonatuurlike wat reg voor hulle oë gebeur. Al sien hulle hoe die God van Israel die see oopmaak of 'n weg oopmaak waar daar geen weg was nie, steeds sonder enige vrees. Of dalk eerder op jou aangesig te val en te sê, Here almagtige God, koning van Israel, vergewe my en neem my aan as 'n kind van God. Nee, verhard word hulle harte en steeds sit hulle die volk van die Here agterna. En hy sê vir Moses, vandag sal die hele Egipte en Farao weet dat ek die Here God is. Vandag sal die hele Egipte en Farao weet dat ek die Here God is. Eksodus 14 vers 22 tot 28 wil ek graag vir julle lees. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. Die waters was vir hulle 'n muur aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek. En al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters die see in. En in die môre waak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Nou moet jy verstaan, jy moet nie dink, hierdie is nou sommer net 'n stapie deur die Vaalrivier nie. Hierdie is 'n stapie deur die see. Dis hoekom hy sê in die môre waak, want dit het hulle die hele nag gevat om deur die see te kom. Want dit is ver van die een punt deur na die ander punt toe. En terwyl hulle besig is om hulle agterna te sit, begin die Here hierdie grond nat maak, sodat hulle strydwaans se wiele begin moeilik beweeg, sodat hulle begin stadiger raak, sodat hulle nie die Israeliete kan inhaal wat te voet is nie. Onthou die Israeliete was te voet, hulle is te perd. Die Here het 'n plan. Die Here weet, sy weg, wat hy vir die Israeliete opgemaak het, was nie die weg vir die Egiptenare nie. En die woord sê, hulle het met moeite aangesikkel, as ek my eie woorde kan gebruik. Wat hulle verwarring gebring en hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel wegvlug. Toe die kooi neergeval, maar ongelukkig was dit te laat gewees. Daarop sê hulle vir Moses, sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die see het teen dag gebreek,
in sy bedding teruggevloei. En die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort, en toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao sy hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek, en die woord sê, geen een van hulle het oorgebly. Kan jy sien vanmôre dat God vir sy kinders is? Ek gee nie om hoeveel Egiptenare agter jou aantrek, en of hulle vinniger is as jy, vinniger op pad is as wat jy is nie. Ek ken 'n God, wat as hy vir sy kinders is, sal hy vir jou 'n weg maak, waar jy nooit 'n weg gesien het nie. Die vyand sal jou nie weet kry nie, want die Here is vir jou, die Here is met jou. Ons moet dit glo. Prys die Here, kom ons stem maar op. There is absolutely nothing my God cannot do. Net die staf uit te steek, geloof, het die Here die bonatuurlike gedoen, die see oop te kloof, sodat sy volk of sy mense op droë grond deur die see kon vlug. Dit maak nie vanmôre saak wat die omstandighede is waarin jy jouself bevind in die kerk van die Here, of wat die see is wat voor jou uitgestrek lê vanmôre nie. Ek wil vir u sê vanmôre, God kan en God sal 'n weg maak vir sy mense. Al kan jy dit nie op hierdie oomblik sien. Kan jy sien dat die volk van die Here eers in aksie moes kom? Dat hulle eers moes gehoor gee aan God se leiding? Dat hulle nie in Egipte gebly het en die Here moes die see na hulle toe bring nie? Nee. Hulle het onder die leiding van Moses gehoorsaam gewees aan die woord van God wat sê stap na die see toe. Want as hulle nie gestap het tot by die see nie, sou hulle nie die wonderwerk ontvang het nie. Daarom is dit belangrik dat ons luister as die woord van God en as die Gees van God met ons praat. Bly jy stap in die rigting en in die pad en in die wil van God en jy sal uitkom by 'n plek waar dit miskien vir jou lyk, daar is nie 'n weg nie, maar kan ek vir julle sê vanmôre, die Here sal jou nie lei op 'n pad waar hy nie vir jou 'n weg gaan gee. Dis nie die God wat ons aanbid nie. Ons God is vir sy mense. Die Here verwag van ons om ook daarom iets te doen. Ek hoor in die week van iemand wat sy naam op die swart lys is. Nie was nie, is. Nie verstaan, jy weet hoe werk dit wanneer jou naam op die swart lys kom. En is geen skande as jy daar beland as gevolg van omstandighede nie. Dit is geen skande nie. Maar as jy daar beland as gevolg van te veel brandewyn koop en te min skuld betaal, dan kan jy maar bypad op die groen lys ook kom. Dis jou probleem. Dis jou skuld. Maar deur omstandighede partykeer beland 'n mens op 'n plek soos daai waar jy absoluut geen skuld verder kan maak nie. En hierdie getuienis van hierdie persoon is eintlik so wonderbaarlik en dis presies in lyn met ons tema vanmôre. Jy weet, as jou naam op 'n swart lys is en jou kredietskor, soos hulle dit noem, is pateties, dan kan jy maar vergeet, jy kan nêrens gaan skuld maak nie. Maar ek wil vir julle sê vanmôre, ek ken iemand en sy naam is Jesus Christus. En hy kyk nie vas in die natuurlike nie. Hy is nie gebonde aan die natuurlike nie. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. As hy 'n pad wil maak deur die see, dan maak hy 'n pad deur die see. Al wat ek moet doen is, kom in aksie en glo dat my God dit vir my kan doen. Hierdie las van 'n naam wat op die swart lys is as gevolg van omstandighede buite hierdie persoon se beheer van haar verlede. Met die wete dat daar in die natuurlike nie 'n kans is om weer skuld te kan maak nie. Maar die Here laat haar steeds optrek tot voor die see. Of tot voor hierdie natuurlike en menslike onmoontlike.
met die wete, dat as jou krediettelling nie na wense is nie, dat daar geen manier is, dat hulle vir jou nuwe rekening sal oopmaak. Maar sy sit nie in hierdie hoekie en kry haarself jammer nie. Sy kom in aksie, en sy loop in die wil en in die plan van God. Want wie weet vanmôre, die Here het vir jou groter in store as wat jy ooit in jou lewe kan dink. Ek dink die dag wat ons voor God gaan staan, en die Here maak daai planne oop, op sy tafel, en hy sê vir jou, hierdie is wat ek vir jou in store gehad het. Maar die dag toe ek hier vir jou gesê het, draai links, het jy regs gegaan. As jy links gegaan het, sou hierdie alles gewees het wat ek vir jou in store gehad het. Ek dink daai dag gaan ons almal ons koppe in skaamte sak en presies weet waar het ek verkeerd gegaan. Omdat ons nie hoor en wanneer ons nie luister wat God vir ons sê. Die Here wil nie hê dit moet sleg gaan met jou nie. Nergens in hierdie woord staan dit nie. Hoekom dink jy het die Here die volk, sy volk uit Egipte uitgetrek? Waartoe het hy hulle gelei? Na die land van Kanaan. Die beloofde land, soos wat die woord dit noem. Wat 'n oorvloed van alles het. Dis wat God vir jou en vir my in store het. Die Here wil hê jy moet oorvloedig leef. Die Here wil hê jy moet verarm wees nie. Maar ons kom nie by die wil en die plan van God uit nie. Want ons is geneig om te stagneer en in 'n hoekie te gaan sit, want my naam is mos nou op die swartlys. Ag sies tog, niemand sal my ooit help nie. Ek dien 'n God vir wat niks onmoontlik is. Sy gaan doen aansoek by die bank vir 'n splinter nuwe voertuig. En raai wat? Die bank keer haar goed. Met haar naam op 'n swartlys. Sonder al hierdie gimmicks van jy moet hierdie persoon gaan sien en daai persoon gaan sien, want ek sien daar's nou al advertensies wat sê, al is jou naam op die swartlys, sal ons jou help en. Sy gaan na 'n regte bank toe. Na 'n regte garage toe. En raai wat? Die Here maak vir haar weg, waar sy geen weg gesien het. Hoekom? Want sy het gestap in geloof. En weet jy wat? Nog iets. Sy het geweet, as hierdie afgekeer word, dan was dit nie vir my beskoring. Dis die fout wat die meeste van ons maak. Nou kry ek nie hierdie voertuig nie, en nou is ek in sak en as, want die Here wil nie vir my help nie. Nee, die Here ken jou hart, kerk. Nog voordat jy by daai garage instap, weet die Here, wat is jou verwagting, en hy weet hoe jy gaan optree, as hy nie vir jou gee wat jy wil hê. Maak vrede met dit wat God vir jou in store het, want die Here weet presies wat jy nodig het, en hy weet presies wat hy vir jou gaan gee, wat hy nie vir jou gaan gee. Die Here maak vir haar hierdie deur oop, en sy kom wys vir ons daai splinter nuwe karretjie. Met die grootste getuienis, kyk wat het die Here my geseën het. En dit is nog iets wat ons miskyk. Wanneer die Here vir jou deure oopmaak soos hierdie, maak nie saak of dit groot of klein is nie. Kom en gee aan die Here die eer wat hom toekom. Want aan hom kom al die eer. Dis nie omdat jy oulik is, of omdat jy sweet is, en of jy mooi is nie, want dan sou ek nooit iets gekry het om te ry. Prys die Here. Maar die Here se genade is met my. Halleluja. Romeine 8:28-30 sê vir ons, en ons weet, dat vir hulle, wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorname geroep is, want die, wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die
het hy ook verheerlik. Dis wat die Here vir ons gedoen het. Kerk van die Here, kan ek vir u sê vanmôre, God will make a way where there seems to be no way. En ek sê dit nie net omdat ek dit in die woord gelees het nie. Ek kan dit vanmôre sê omdat ek dit alself in my eie lewe beleef het. Omdat ek dit self ervaar het en steeds ervaar hoe die Here vir my deure oopmaak wat ek nooit gedink het daar sal wees. Wie weet vanmôre as God jou wil seën, gaan niemand in sy pad staan. Nou as ek vir julle so vinnig gaan vertel, jare terug, baie jare terug. Die mense lag altyd vir my, as my vra wanneer van hierdie werk jy, soek jy hierdie werk, dan sê ek soek al werk vandat ek 16 jaar oud is. Nou in ons huis het dit nogal swaar gegaan, soveel so dat ek het op 17-jarige ouderdom uitgespring en ek het begin werk, want my oorle maag kon nie meer vir my sorg nie. Nou weet almal van julle, ek het nie 'n matrieksertifikaat. Het dit my gekeer? Nee, want ek dien 'n God wat 'n plan gehad het met my lewe. 'n Matrieksertifikaat het vir my niks beteken nie. Nou het jy dit nodig, ja. 'n Matrieksertifikaat en nog iets, maar ons gaan nou nie daaroor praat. Maar in elk geval, ek sit op 'n plek waar ek geen werk het nie. Iemand kom haal my die dag en sê, hoor, jy moet saam met my gaan, ons gaan daar en daar werk en ons spring weg. En, ag man, dit gaan goed, want ek bring my kant, ek werk hard, ek probeer my bes. En 'n paar jaar daarna besluit ek toe nou om onder die myn te gaan werk. My pa het gesê college toe hoor ek verkeerd, toe gaan ek college toe. Maar in elk geval, ek was nooit in die college nie, ek was wel in die college gewees, maar in elk geval, ek is toe nou in die myn af en ek sal nooit vergeet nie. Nooit vergeet nie, daai jare, toe ek jonger was daar respek gewees. Ek het nie eens in my eie voorman se kantoor ingestap nie. Ek het buite gestaan. Dis die respek wat ek vir hom gehad het. En ek sal nooit vergeet nie. Nooit. Ek het daar gestaan en ek het dubbel en trippelskofte gewerk onder grond. En ek het vir myself gesê, ek sal seker nooit 'n voorman kan wees. Omdat hierdie mense daar, ek het hulle daar gesien. Daar op 'n troontjie, want hy het al hierdie kennis en hy hierdie naam, jy weet, want daai tyd was 'n voorman en meneer gewees. Nie soos nou nie, nou stap enige Jan Raap en sy maat sommer by die mynbestuurder se kantoor en jy en jou vol. Want daar is mos nie iets soos respek in hierdie lewe nie. En ek staan daar met hierdie gedagte dat ek sal seker nooit in daai stoel kan sit nie. Want hoe ver, dit voel vir my te ver. It's too far-fetched. Ek sal nooit daar uitkom, sekerlik nie. En kyk wat die Here vir my gedoen het. Dit was nie lank nie, toe trek hulle my ondergrond uit en hulle begin my in die pompkamer gebruik. Dit was nie lank nie, toe begin ek aflos as voorman. Ek het afgelos as voorman, ek het 'n plan gekry en ek het die beste audit gekry wat daar nog ooit op een van daai plans was. Ek het 'n Noska gekry wat 96 plus 1% was vir my plan. En dit was nie lank daarna nie. Toe word ek opgetrek as 'n site superintendent. Daarvan af was ek 'n production manager, 'n regional direkteur en vandag is die direkteur van my eie maatskappy. Dit is die God wat ons aanbid. Moenie pas kyk in jou eie vermoë. Doen jy wat die Here van jou verwag. Bly net die regte ding doen. Stap die regte pad. En nou sê ek nie, ek het altyd net die regte ding gedoen nie. Ek het baie dinge in my lewe verkeerd gedoen. Ek het baie ver van die Here af weg beweeg. Baie lank in my lewe. Maar dankie Here dat ek betyds teruggekom het na God. Want die Here gee vir ons tyd. En ongelukkig is dit so dat baie van ons kerk speel. Baie van ons dink dat die lewe is 'n grap. En ons dink nie hoe vinnig, hoe drasties die Here dit van jou af kan wegvat. En ek roem nie vanmôre myself nie, ek roem in my God. Want as dit nie vir die Here was nie, dan het ek in my lewe nooit gekom waar ek was. En ek onthou, hy billetjie van my toe hy klein was,
en ek het nou al begin opgaan en 'n maatskappy voertuig gehad, het hy altyd vir my gevra, is daar nou 'n baas bo pappa? Dan sê ek ja. Dan sê ek, maar hoeveel baas is bo pappa? Dan wil ek nou vir hom sê, hoeveel is bo my? En dan soos ek nou die leertjie klim deur die genade van die Here, dan vra hy vir my weer, maar is pappa nou al 'n baas? Dan sê ek, ja, ek is nou al 'n baas. Dan sê hy, maar hoeveel baas is bo pappa nou? Dan sê ek vir hom, nee, daar is nou 2. Hy sê, maar kan pappa dan nog hoër gaan? Dan sê ek, ja, nog 1 trappie. Maar hoekom nie die 2 een nie? Ek sê, want daai is die eienaar van die company, ek kan nie sy plek vat. En so het hy aangehou vir my gevra, tot ek op 'n punt gekom het, waar ek nou daarbo is in my eie maatskappy, en hy sê, my nou is pappa regte baas. Prys die Here. Dit is die Here wat ons aanbid. As jy net vashou en glo, sal God vir jou deure oopmaak, kerk. God sal vir jou 'n weg oopmaak wat jy in jou lewe nooit gedink het. Jy gaan kom. Ek kan vanmôre, ek staan voor u as 'n lewende getuie. Hoe die Here my geseën het in hierdie laaste paar jaar, kan ek het nie woorde. Ek het nie woorde hoe die Here my geseën het. Vir alles wat ek het. Daarom is dit so belangrik, dit is so lekker om te sê, count your blessings, one by one. En moenie kyk na die ou langs jou, of die buurman se blink Mercedes. Nee, gaan polies jou oeno, hy gaan opblik. En sê vir die Here dankie vir daai kwaliteit van my. Dit maak nie saak wat jou see vanmôre is nie. Dit maak nie saak of jy soos die Israeliete voor hierdie magtige klomp water staan en absoluut geen uitweg sien nie. Bly jy net glo en vertrou in jou God, dat hy vir jou 'n pad sal oopmaak deur hierdie see. En hy sal, soos sy woord sê, vir jou 'n pad in die woestyn maak, met riviere in die wildernis, sodat jy kan sien dat hy God is. Want vir hom is daar absoluut niks onmoontlik. Jesaja 43 vers 1 en 2 sê, maar nou, so sê die Here jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, sê die Here. As jy deur die water gaan, hoe mooi is hierdie, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand. Wow! Is dit nie 'n belofte wat die Here aan ons gee, om aan vas te hou? En hierdie belofte is nie net vir die Israeliete nie. Dit is vir elkeen van ons wat hier is. Kan ons dit glo vanmôre, kerk van die Here? Of gaan ons toelaat dat die vyand die oorhand neem? Of die oorhand kry en ons eerder in hierdie vrees voor hierdie see laat staan, voor hierdie probleem, terwyl die woord van God baie duidelik is, en vir my sê, wees nie bevrees nie. Ek het jou verlos. Jy is myne, jy behoort aan God. Ek het jou by jou naam geroep. Gaan jy deur die water, sal die riviere jou oorstroom. Gaan jy deur die vuur, sal jy nie eens geskroei word, en die vlam sal jy nie eens brand. Bly jy net glo, en bly stap op die pad waar God jou lei. Hy sal vir jou die weg of die deur oopmaak. Kan ek vir u sê vanmôre, as God 'n deur oopgemaak het, kan geen mens dit toemaak. En as God die deur toegemaak het, kan geen mens hom weer oopmaak. Dit behoort vir ons bemoedigende nuus te wees. Want as ons God dien, sal jy wel struikelblokke en teëstand in die lewe hê, maar jy hoef nie hierdie teëstand te vrees nie. Dit maak nie saak hoe magtig hulle is of lyk. Maak nie saak hoeveel perdewaans of strydwaans of perde of Egiptenare kom agter jou aan nie. Jy hoef nie te vrees nie. Want die Here sal jou verlos. Hy sal geensins deure wat vir jou oopgemaak is, kan toemaak. Maar onthou net, Jesus kan ook deure weer sluit, as ons nie van hierdie geleenthede gebruik nie. Jy weet vanmôre dat ons dien 'n God, wat vir jou net die beste wil hê.
Sorg jy net dat jy in lyn kom met God se woord. Kom jy net uit by die plan van God vir jou lewe, en jy sal sien hoe die Here vir jou deure oopmaak. En as jy hier sit vanmôre kerk, en jy weet nog nie wat die plan van God vir jou lewe is, en is dit tyd om op jou knieë te gaan vir die Here te vra, Here, wys vir my, wat is die plan wat U vir my in my lewe het. Want hier is niemand wat op die aarde loop, vir wie God nie 'n plan uitgelê het. Soms hou die Here die deure toe, omdat hy weet jy is nog nie reg daarvoor. Soms hou die Here hierdie deure toe, omdat hy weet jy gaan seer kry as jy deur hierdie deur staan. Maak vrede met dit. Maar bly jy net loop in die pad wat God vir jou aanwys. Tot jy kom by die deur wat hy vir jou oopgemaak het. Daarom sê ek vir u vanmôre om te gaan sit in 'n hoekie en steeds te verwag dat jy by die wil en die plan van God gaan uitkom in jou lewe. Jy maak 'n fout. Jy mors tyd. Begin stap in die pad, soos die Israeliete gestap het na die see toe. Bly net in die wil en die plan van God. As daar nou een is op wie ons ten volle kan vertrou, is dit die Here. Want hy is die weg en die waarheid. Soos Openbaring 3 vers 8 vir ons sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het my krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor. Ons kom so baie keer op 'n plek waar ons nie meer weet watter kant toe. Waar al die deure voor ons toelyk, of waar ons absoluut geen weg vir ons uitsien nie. Want dan wil ek vir u sê, vertrou op die Here. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n doel met jou lewe. Al kan jy nie die weg sien met jou menslike oog nie. Weet net vanmôre dat God reeds weet wanneer hy die weg vir jou gaan oopmaak. Kan ek vir u sê vanmôre, die Israeliete het nie op pad na die see toe, daar aangekom en gesien dat die see reeds oop is. Hoekom nie? Want die Here wil hê hulle moet sien, en hulle moet begin bid, en hulle moet glo en vertrou dat God wel vir ons 'n weg het. Waar dit is, weet ons nie. Die oomblik toe hulle voor hierdie see staan en geen uitkoms sien, kom die Here in en hy tree in en hy gee vir hulle 'n weg wat hulle nooit gedink het hulle sal kry. Net so sal die Here vir u en vir my 'n pad maak deur die woestyn. Het reeds voor hierdie see gekom, toe Moses sy staf optel, toe besef hy eers, wat is die plan van God eintlik. So as jy vandag voor jou probleme of jou omstandighede of jou see staan en geen uitweg sien nie, wag op die Here en wees nie bevrees nie. Luister wat die woord van God vir jou sê. Kerk, as daar een woord is wat jy kan glo, is dit hierdie woord. As die Here vir jou sê, wees nie bevrees nie. Moet nie bevrees wees nie, dat jy nie nodig om te vrees. En as jy voel, jy raak angsbevang of jy begin te vrees, dan bid jy tot God en jy bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Want dit is nie van God nie. Daar is 'n kritiese tyd of ongemaklike tye in ons lewens waar ons veral nodig het om te weet dat God ons gebede verhoor. Kan ek vir u sê vanmôre, die Here ken jou hart. Die Here weet presies wat is jou begeertes. Elkeen van ons moet hier sit. Daar het ons in Openbaring gelees. Hy ken vir jou. Daar is absoluut niks van jou wat die Here nie ken of wat die Here nie van weet nie. En dis partymal skerie om daaraan te dink. Want wat ook al jy doen in jou binnekamer, waar jy dink niemand jou sien, God sien vir jou. Die Here ken jou hart. Die Here weet wat is jou begeertes. En jy kan van my vanmôre sê, ag, maar
ek het nie 'n begeerte in dit nie, maar eintlik hier diep in jou hart, wens jy so graag, jy kan ook net dit of dat gekry. Gee dit vir Here. En kom in aksie. Kerk, dit is eintlik so dood eenvoudig. Ek kan nie vir die Here vra vir 'n nuwe voertuig, en dan gaan sit ek in my sitkamer, en wag dat WeBuyCars op my voorbeeld opklop. Ek moet na WeBuyCars toe gaan, en daar gaan rondloop. Dis wat ek moet doen. Om te gaan kyk, of daar iets is, wat met my hart praat. Ek sê altyd vir iemand, as hulle gaan kar koop, jy sal weet, en huis koop, jy sal weet, as jy daar instap, sal die vrede van God oor jou kom, en jy sal weet, hierdie is wat ek wil hê. En as dit deurkom vir jou, dan is dit wat die Here vir jou stoor gaan. Die Here maak 'n weg waar ons as mens nooit gedink het, hy sal 'n weg maak. En al wat ons moet doen is net begin glo, wat die Here vir jou net die beste wil. Ons behoort te weet, dat God deure van geleenthede oopmaak, wat niemand kan toemaak. Dan ook deure, wat hy toemaak, niemand kan oopmaak. Jy en jouself, nie 'n weg kan oopmaak, waaraan jy weg is, dan probeer jy maar. Ek is seker baie van ons het al vir baie jare probeer om dinge te maak gebeur. Dis hoe ons is, dis ons temperament. Ons kan nie wag nie, ons hou nie van wag nie. Ek wil 'n ding nou gedoen hê. En ek sal dit maak gebeur. Dis ons wie ons is, dis hoe ons is. Maar die resultate van frustrasie en teleurstelling oorrompel jou op die einde van die dag. Dis wanneer 'n mens uitvind of agterkom, dat ons so afhanklik van God af is. Dis wanneer hy vir ons guns gee, en dinge makliker begin maak vir ons, soos ons op die perfekte tydsberekening soek. Die Here sal jou stap vir stap leiding gee. As jy een stap vorentoe vat in die verkeerde rigting, sal hy jou ook laat weet, voor jy te ver gaan. Want hy is God, en jy is net 'n mens. Sy gedagtes, sê die woord van God, is baie hoër as jou gedagtes. Sy weë vir jou is baie hoër, as wat jy ooit sal kan dink. Hy weet wat sin maak vir jou lewe, en hy kan dinge laat gebeur, soos wat dit moet gebeur. Al wat jy moet doen, is om te luister na die stem van God. En ek kan jy verseker, jy sal nooit mislei word. God maak nie foute. Kan ek 'n amen kry? God maak nie foute nie. Wanneer daar foute gemaak word, kerk van die Here, is wanneer jy uit jou eie besluite geneem het, sonder om God raad te gee. Dis wanneer daar foute intree. God kan nie foute maak. Hoekom nie? Want hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en ook die einde. Soek jy net die wil van God vir jou lewe, en maak seker, jy bly in die wil van God. Ons maak gewoonlik die fout, om die deur wat steeds toestaan voor ons te probeer ook forceer. Ons maak soms 'n deur, waar daar nie 'n deur behoort te wees. Dis gewoonlik, wanneer ons onsself op 'n plek bevind, waar daar werklik geen uitkoms is nie. Maar steeds het jy al agtergekom, en ek is seker, is baie van u, wat saam met my sal stem, is dat jy het 'n ding aangepak, en jy het dit deurgedruk, sonder om God te raadpleeg, en jy kom op 'n punt, waar jy met jou hande in jou hare sit, en jy vra vir jouself, hoe kon ek so stupid gewees het? Maar die Here los jou nie daar. Steeds, met jou hardkoppige, met jou eie wil, kom die Here steeds, en hy sê vir jou, weet jy wat, die enigste hoe uit nou, het hierdie uit, is draai hier langs. En hy maak vir jou pad oop. Al is dit 'n grondpad, sal die Here vir jou oopmaak.
Al is ons ongehoorsaam, al doen ons partymal dinge wat ons nie behoort te doen nie. Weet verseker vanmôre, en nou gee ek nie vir ons 'n goue om te gaan doen net wat jy wil nie. Maar wat ek vir julle wil sê vanmôre, die woord van God sê, as jy nooit begewe of ooit verlaat. Die Here is met jou, altyd. Tog bewys God sy onvoorwaardelike liefde steeds aan ons, maak nie saak hoeveel foute ons maak. Maak nie saak hoeveel keer ons eie ding doen, sonder om God te raadpleeg, hoeveel keer ons koppe stamp. Want kyk, dis mos nou een ding wat ons goed doen. Ons as ouer mense sal vir ons kinders sê, moenie hierdie op daai doen nie, ek weet, ek het my kop al daar gestamp. Dink jy hulle luister? Nee, dis mos slim. Môre stamp hy sy koppie. En dan sê hy vir hom, I told you so. Maar steeds bewys God sy onvoorwaardelike liefde aan elkeen van ons. Net soos wat ons ook mag doen. As jou kind sy koppie gestamp het, nadat jy hom gewaarsku het, skop jy hom nie die huis nie. Jy bewys jou liefde aan hom en sê vir hom, dit is hoekom ek jou gewaarsku het, omdat ek lief is vir jou. En dis wat die Here vir ons elkeen doen. Wanneer jy as mens voor hierdie probleem staan wat groter as jy is, en in jouself niks kan doen nie, dis wanneer God begin intree en die onmoontlike moontlik maak. Wanneer hy kom en 'n weg maak waar jy as mens geen weg kon sien. En ek sê weer vanmôre vir u, ek wil hê jy moet dit glo. God wil net die beste vir elkeen van ons hê. Dis hoekom hy vir Moses gekies het om sy volk uit Egipte uit te lei, uit slawerny uit. Dis hoekom die Here vir jou die pad wys om uit te kom uit hierdie land van Egipte uit waarin jy jouself miskien bevind. Jy is miskien nie 'n slaaf van die Egiptenaar nie, maar jy is miskien 'n slaaf van iets anders. Die Here wil jou uitlei daardie en jou vat na die beloofde land soos wat hy met die Israeliete gedoen het. Want hy wil vir jou net die beste hê. Die Here wil nie hê jy moet 'n slaaf wees van jou sonde nie. Want ons is slawe van ons sondes. Die Here verwag van ons net om te begin stap. Stap na die see toe. Daar waar die Here vir jou 'n weg gaan oopmaak. Het hulle laat uittrek uit hierdie land van slawerny om hulle te vat in 'n plek waar daar oorvloed van alles is. Omdat hy die beste vir sy volk nagaan. En omdat ons weet dat God nie vir een persoon liewer is as vir 'n ander nie, want die woord sê so, kan ek vanmôre vir u sê dat God wil vir jou ook alles in oorvloed gee. Hy het beter vir jou in store, al sien jy nie die weg voor jou op hierdie oomblik. Glo in God en glo dat die Here vir jou 'n weg sal gee. Hou op fokus op die see wat voor jou uitgestrek lê. En begin jou oë opgooi na die hemele en kyk na Jesus Christus. Fokus op Jesus wat groter is as hierdie see wat voor jou uitgestrek lê. Proclaim dit, spreek dit oor jou situasie en die Here sal vir jou 'n weg maak. Soos net hy dit kan doen. Ons hemelse Vader wil net die beste vir jou gee. En as jy 'n pa of 'n ouer is, behoort jy dit baie goed te verstaan. Dat jy as ouer wil tog net die beste vir jou kinders hê. Of jy wil net die beste vir hulle gee, hoeveel te meer dink jy nie sal ons hemelse Papa dit vir ons wil doen. Terwyl hierdie miljoene Israeliete deur die woestyn trek,
hulle vir Moses gevra, hoekom het die Here ons hierheen laat kom? Het hy ons hiernatoe laat kom om dood te gaan? Ons kon maar eerder in Egipte gebly het, onder slawerny, want daar het ons ten minste geweet wat ons het. Min het hulle geweet wat die Here eintlik vir hulle in store gaan. Niks minder is die beste nie. Nou wil ek vir u vra, as die Here na jou toe kom, of na hierdie klomp Israeliete toe gekom het, en vir hulle 'n visioen gegee het, van die land van Kanaan en die oorvloed van alles wat binne in hierdie land is, sou hulle vir een oomblik gehuiwer het? Nee. Hulle sou op 'n drafstap gewees het Kanaan toe. Die Here sê, vertrou jy net op my. Ek weet waartoe ek jou lei. Maar Here, waartoe? Vertrou net op my. Wees stil. Wees nie bevrees. Vertrou jy net op my. Al weet jy nie vanmôre dat die Here besig is om jou te lei na die land van Kanaan, bly jy net vertrou en bly loop agter Jesus aan, want die Here gaan vir jou vat tot op 'n plek waar jy in oorvloed sal hê. Die vyand wil nie hê jy moet dit glo nie, maar ek wil hê jy moet dit glo vanmôre. Die Here wil vir jou net die beste gee. Die Here wil vir jou in oorvloed gee, want dis wat sy woord vir ons sê. Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief het gekom om te roof en te steel, maar ek het gekom om vir julle lewe in oorvloed te gee. Soos wat die oorvloed in Kanaan was, kom die Here en hy sê vir ons, hoor hoe mooi is dit, die Heilige Gees openbaar dit net vir ons. Hierdie hele verhaal is in die Ou Testament opgeskryf, hoe die Here in die land van Kanaan gee. Daar waar jy alles sal ontvang wat jy nodig het, alles in oorvloed. En soos ek nou gesê het, ons kan reg deur die woord van die Ou tot die Nuwe Testament sien hoe die Here vir ons as mens voorsien in elke behoefte. Met ander woorde, hoe die Here ons die weg of uitweg gee waar ons nie 'n uitweg kon sien. Die grootste daarvan natuurlik, terwyl ons as mens geen weg gehad het om in die hemel te kom, het God gekom en hy het vir ons 'n weg gegee en sy naam is Jesus Christus. Hy gee vir ons die weg van verlossing wat ons in onsself nooit kon bewerkstellig nie. Kan jy sien hoe wonderlik is God? Jy moet mooi verstaan, as dit nie vir Jesus Christus was nie, was daar geen manier dat hy die hemel gemaak het nie, want nie een van ons kon onder die wet van Moses bly nie. En hier kom God en hy sien, my volk gaan ten grond. En hy
stuur vir Jesus Christus as die weg en die waarheid. Hier het God vir ons die grootste weg oopgemaak, wat daar seker ooit kon oopgemaak geword het. Hierdie is groter as die see, wat vir die Israeliete oopgemaak is, kerk, is die dag toe die Here besluit het, hy stuur sy seun Jesus Christus om die weg oop te maak vir u en vir my, sodat ons deur hierdie pad op droë grond kan stap tot binne in die hemel deur sy goddelike genade. Kom ons gee die Here 'n lofoffer, prys sy naam. Dankie vir Jesus. Dankie vir Jesus. Dit, my geliefde broer en suster, is die grootste geskenk wat ons ooit voor kon vra. Omdat ons Jesus in ons het en ons in hom is, beteken dit dat daar altyd 'n weg sal wees vir ons. Hoekom? Want Jesus is die weg. Jesus is die waarheid. Bly jy net in Jesus. En solank jy in Jesus bly en hy in jou, sal daar altyd 'n weg wees. En ek gee nou nie om hoe jou finansies lyk, of dit beroerd lyk, en hoe jou huwelik lyk, en of dit op die rotse is nie, en of dit nou die see is wat voor jou uitgestrek is nie. Jesus gee vir ons die weg. Want hy is die weg en die waarheid. Daar is niemand soos hy nie. Hy is die waymaker, en hy kan elke negatiewe situasie in jou lewe omdraai in die positieve. Glo jy net en vertrou jy op God. Hy sal die weg aanwys en die weg oopmaak waar jy as mens dit nie gesien het nie. Maar Jesus is nie net die weg nie, waardeur ons met God versoen word. Waardeur ons saam met God kan leef in die hemel nie, is ook die waarheid en die lewe. Hy is die waarheid deur wie ons God leer ken. Jesus openbaar God aan ons, nie net as regverdige regter nie, maar ook as liefdevolle Vader. Hy is ook die lewe, en deur hom het ons ware lewe, waar ons 'n lewende verhouding met God kan hê. Nou reeds in hierdie lewe, terwyl ons hoop op die ewige lewe, saam met God in die hemel. Wat sê ek vanmôre vir u? Reeds hier waar jy nou is, kan jy in daardie intieme verhouding met God, jou Vader, 'n lewe leef, nog voordat jy hom ontmoet, daarbo in die hemel. Met ander woorde, daar is altyd 'n weg. Ongeag wat jy met jou menslike oog kan sien, wil ek hê jy moet weet vanmôre, daar is 'n weg, want hy is die weg en die waarheid. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe die menslike nie. Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle deur julle kragte versoek word. Hoor hoe awesome is die Here. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. Die Here sal die uitkoms gee. En die Here sal jou nooit beproef boekant wat jy in jou krag kan doen. Wanneer ons besef dat ons probleme nie groter is as God nie, wanneer ons besef dat God saam met ons hierdeur gaan en in Jesus Christus ons reeds vooruit gegaan het om die weg vir ons oop te maak, dan sal ons ook, soos die psalmdigter kan sê, by God vind ek rus. Hy gee my die krag en die geloof om te midde van moeilike omstandighede op hom te bly hoop. Hy bied homself aan as die weg. Ons moet hom net vertrou. As die liggaam swak raak en jou emosies sif begin raak, jou gemoed vol raak en jou gees moeg, gaan vind jou rus by God. Moenie toelaat dat jou situasie vir jou groter lyk of groter raak as wat God is. Vestig jy jou hoop op die Here. Neem God as jou toevlug en hy sal vir jou 'n weg of 'n uitweg gee. Kan ek weer vir u sê vanmôre, God maak 'n weg waar ons as mens geen weg kan sien. Hou vas aan dit en weet vanmôre dat God beter in store het vir jou
Hy weet wat het ons nodig. Hy weet dat jy vanmôre voor jou see staan en dit lyk of jy nie 'n uitweg het nie. Wag op die Here. Wees nie bevrees nie. Hy sal vir jou die weg oopmaak. En ek wil graag afsluit met die volgende skrif uit die boek van Psalms, Psalm 62 vers 6 tot 9. Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwagting, sekerlik. Hy is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie wankel nie. My God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk, stort julle harte uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Wees stil en wag op hom. Hy is die rots van my heil. By hom sal ek nie wankel nie, omdat hy jou toevlug is, kan jy altyd op hom vertrou. Kan ons vanmôre op die Here vertrou? Met die wete dat sy beloftes waar is en hy nooit kan teruggaan op sy woord. Met die wete dat as God sê, hy sal 'n weg maak, dan sal hy 'n weg maak. Raak stil voor God vanmôre en vertel vir hom van jou omstandighede of die see wat voor jou uitgestrek het. Vertrou vanmôre op hom dat hy altyd 'n weg het vir jou en ook net die beste vir elkeen van ons wil hê. En dit maak nou nie saak wat jou see is vanmôre in die kerk. Al voel dit dalk nie op hierdie oomblik waar jy hier sit, dat daar 'n uitweg is nie. Al voel dit vir jou, jy loop elke keer wanneer jy probeer in 'n muur vas en jy kom nêrens nie. Wil ek hê jy moet weet vanmôre, dat God dalk hierdie mure gebou het, omdat hy weet, daar is dinge daar aan die ander kant, wat jy dalk gaan seer. Dinge wat jy dalk verder van hom af gaan dryf. Dinge wat jy, as 'n mens, dalk nie kan hanteer in die moment. Al wat ek van u vra vanmôre is, hou net aan stap. Jou weg sal wel voor jou uitgestrek wees. Want God weet presies wat elkeen van ons nodig het. Nou wil ek hê, voordat ons afsluit met gebed, wil ek hê elkeen van ons moet vanmôre in geloof, wat ook al hierdie see is wat voor jou uitgestrek het. Terwyl elkeen van ons oë nou sluit, gee jy net vanmôre hierdie see vir die Here. En ek wil hê ons moet stil raak voor die Here. En ons moet weet dat ons nie nodig het om te vrees nie. Dit maak nie saak hoe groot hierdie see is wat voor jou uitgestrek lê nie, kerk van die Here. God is in beheer. En daar is niks wat die Here nie kan doen nie. Bly jy net staan. Bly jy net staan. Gee vanmôre hierdie see vir die Here. Noem dit in geloof. Stap in geloof vanmôre. Steek jou staf uit vanmôre na hierdie see van jou wat voor jou lê, wat jy nie 'n weg sien voor nie. Steek jou staf uit in geloof soos wat Moses het gedoen het, en die Here sal vir jou 'n weg oopmaak. Vader, ek bid dit vanmôre in die naam van Jesus Christus. Elke een wat vanmôre sy staf uitsteek, elke een wat vanmôre sy see, sy omstandighede en sy probleme voor u bring vanmôre, bid ek, Here, want ek weet dat die woord van God is ja en amen, en u sê in die woord, dat ek sal 'n weg maak, want ek is die wegmaker, ek is die waymaker, ek is die promise keeper, halleluja, dankie Here dat ons dit kan bid vanmôre oor hierdie gehoor, verstaan vanmôre dat God se beloftes ja en amen is, al wat ek moet doen is begin stap in geloof, tot voor hierdie see, my staf uit te haal, en te sê, groter is hy wat in my is, as hulle wat in die wêreld is, en daar is niks onmoontlik vir my God nie, my staf uit te haal, dit terug na my probleem, na die see wat voor my uitgestrek lê, en God sal vir my 'n weg oopmaak.
bid dit, Here, oor elkeen wat hier sit vanmôre. Elkeen wat vanmôre sy see, of sy probleem, of sy omstandighede, of sy situasie vanmôre vir die gee. Maak nie saak wat dit is in die kerk van die Here. Al is dit die grootste begeerte wat jy het in jou lewe, gee dit vir die Here. Vanmôre, want dis jou see wat voor jou uitgestrek lê. Die Here sal vir jou 'n pad oopmaak in die woestyn. Die Here sal vir jou riviere uitspruit in die woestyn. Halleluja. Dis die God wat ons aanbid. Die Here wil vanmôre vir ons 'n wonderwerk doen. Die Here wil vir jou vanmôre 'n wonderwerk doen, die bonatuurlike. Kom ons vergeet dat ons vas moet kyk in die natuurlike, want ons dien 'n God wat almagtig is. 'n God wat bonatuurlik manifesteer. En dankie Here dat ons in U krag vanmôre dit kan aanspreek. Dat U die see sal oopmaak vir elkeen waar die see uitgestrek lê. Want geen probleem of geen situasie of geen see is groter as my God nie. My God is groter as enige een van my probleme. En ek dank U daarvoor, Here. Dankie dat ek elkeen vanmôre by die voete van Jesus kan neerlê. Dankie dat ons vanmôre elkeen se begeertes tot by God kan bring. Elkeen se omstandighede, elkeen se seën vanmôre vir U kan gee. Want in onsself, Here, kan ons nie deur hierdie see kom. Maar in Christus Jesus weet ek vanmôre, sê die woord, is ek meer as 'n oorwinnaar. Die woord van God sê, vir hulle wie my liefhet, sal alles meewerk ten goeie. En ek glo met my hele hart, elkeen van ons wat hier sit, Here, met U lief. En daarom kan ons vanmôre op U woord gaan en sê, proclaim dit vanmôre, alles sal meewerk ten goeie. Want dis wat my God vir my sê. En sy woord is ja en amen. Dankie, Here. Dankie vir die woord vanmôre. Dankie, Here, dat ons elkeen vanmôre kan ontvang uit God se genade. En dat ons vanmôre hier sal uitstap en sal weet, there is nothing my God cannot do. Dat ons hier sal uitstap vanmôre met die wete dat God will make a way where there seems to be no way. Dat ons hier sal uitstap, Here, met die wete dat daar's niks onmoontlik vir my God. Niks. En ek gee nie vanmôre om wat niemand sê. Ek gee om vanmôre wat die woord van God sê. Dis waarna ek moet vaskyk. Dis waarna ek moet luister. Nie die negativiteit wat om my gespreek word nie. Nee. Nie dit wat die vyand in my oor fluister nie. Nee. Luister vanmôre wat die woord van God vir ons sê. En as sy woord sê dat hy 'n weg sal maak, dan is hy reeds besig om 'n weg te maak. Ek wil vanmôre vir u sê dat die Here is reeds besig om die see oop te maak. Die waters is reeds besig om te skei. Al wat jy moet doen is hou vas aan die Here. Glo vanmôre dat die Here vir jou weg kan maak. In Jesus naam. Dan bid ek vanmôre, Here, en ek sê dankie. Dankie vir ons diens, dankie vir u liefde en u genade. Dankie Vader dat ons aan die einde kon kom van hierdie diens. Ek bid nou dat die Gees van God hierdie woord wat ons ontvang het, sal dit groei in ons harte. Dat die
vyand nie sal kom om te kom steel, maar dat ons dit sal koester, sal dit opgroei in Christus Jesus. Dankie, ek loof en ek prys